Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend is Lukas 10 van vers 25 tot en met vers 37 en dit handel oor die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Ek wil graag die 36ste vers vir julle lees, 36-37, waar die Here dan nou ook vir die wetgeleerde die vraag vra: wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom: gaan maak jy ook so. Ons gaan vanoggend as kindermoment die verhaal gebruik van Emily Hophouse, 'n Brit, 'n vrou wat van Engeland af gekom het, Suid-Afrika kom besoek het en geraak was deur die omstandighede van die vroue en die kinders in die konsentrasiekamp tydens die Anglo-Boereoorlog. Er word vertel dat Emily baie ontsteld was, dat sy ook 'n brief geskryf het aan die regering om te vertel van wat hier gebeur, die omstandighede van die vroue en die kinders, en hoe haar benadering was om te sê, maar al is dit dan ook mense teenoor wie hulle veg, dat sy 'n hart gehad het vir die vroue en kinders, en dat sy net besef het dat dit wat daar gebeur het nie reg was nie. So word daar ook getel dat sy gehelp het om die jong meisies dan ook te leer weef en handewerk gedoen het sodat hulle 'n geldjie kon verdien ook na hulle vrylating. Nou die verhaal van die barmhartige Samaritaan is amper iets soortgelyks. Ons lees hier van 'n wetgeleerde. Letterlik is die Griekse woord wat hier gebruik word beteken 'n expert in law. Hy kom en dan kom vra hy vir die Here die belangrike vraag: wat moet hy doen om die ewige lewe te verkry? Hy doen dit natuurlik om die Here vas te vra en homself te handhaaf teenoor Christus. En dan is dit dat die Here dan vir hom eintlik die vraag terugvra deur te sê: maar wat leer die wet jou? Jy is die kenner van die wet, wat is dit wat die wet vir jou kom leer? En dan gee hy hierdie dubbele liefdesgebod samevatting om te sê jy moet God lief hê met jou hart en jou siel en jou krag. En dan voeg hy hierby die verstand wat eintlik maar deel is van die hart, omdat die hart die setel was ook van die verstand, jou gedagtewêreld. En dan natuurlik dat jy ook jou naaste moet lief hê. Hierdie wetgeleerde in die aanhaling van die wet moet eintlik daardeur ontdek dat in Levitikus 19 die vreemdeling alreeds ingesluit was in hoe jy teenoor jou naaste sou optree. So die vreemdeling was universeel deel van die wet, en is dit dat die Here al van vroeg af sy volk geleer het om dan ook hulle wat buite staan ook in te sluit en deel te maak van sy koninkryk. En die Here kom dan met hierdie verhaal en hy vra nie meer wie is my naaste nie, maar vir wie kan ek my naaste wees? En die Here gebruik hierdie verhaal as 'n man sonder identiteit. Hy vertel die verhaal ook van 'n leviet en 'n priester, 'n man wat aangeval was deur rowers, vir dood agtergelaat was, en hoe hierdie priester en leviet dood eenvoudig net by hom verby beweeg het, sonder om iets te doen. Nou weet ons dat wanneer jy op pad was tempel toe, was daar sekere reinigingswette wat jy moes nakom, wat jy aan sekere mense nie mag vat nie, want dan sou jy onrein wees, as jy dan ook in die tempeldiens is. Maar hierdie verhaal vertel dat hy van die tempel af teruggestap het. So die rituele wette was reeds voltooi, dit was nie nou meer nodig gewees nie. En dood eenvoudig is dit dat hulle eintlik maar dood eenvoudig maar net by hierdie man verbystap. En dan lees ons van die Samaritaan, hulle wat deur die Jode verwerp was, omdat hulle geglo het dat hulle nie meer ras-egte Jode was nie, dat hulle ook net sekere dele van die Bybel geglo het, soos wat hulle dan nou geglo het, en hierdie Samaritaan kom en bewys barmhartigheid. Inteendeel, die woordjie doen val 'n mens geweldig op in hierdie gedeelte. Daarom is dit as mens die kommentaar lees dat hulle ook sê
dat die woord doen beteken eintlik dat jy geloof nie net met jou verstand beleef nie, maar doen raak deel van wie jy is, raak deel van jou Christen wees. Daarom as mense gaan kyk na ons verhouding met die Here, dan weet ons dat die Here ons die opdrag gee om mekaar lief te hê, soos hy ons lief gehad het. Ons leer dat ons liefde is eintlik maar 'n teken van dankbaarheid teenoor die Here. Dis nie uit plig uit nie, maar dit gaan daaroor dat ons uit dankbaarheid dit dan ook teruggee. En so word die doen dan die kenmerk van ons lewe. En hierdie Samaritaan kom en hy kom deur 12 werkwoorde, kom wys hy sy empatie ook met hierdie man. Ons lees dat hy hom innig jammer gekry het, dat hy nader gegaan het, hy het sy wonde verbind, hy het olyfolie oorgegooi, hy het hom opgehelp op sy rydier, hy het hom geneem na die herberg, hy het hom versorg, hy het nog geld, stukke uitgehaal om te betaal, geld wat hy vir die herberg gegee het, en dan het hy gesê, hy sal terugkom, om dan weer verdere skuld wat aangegaan is, dan ook te betaal. En dan lees ons die Here se woorde hier vir die wetgeleerde om te sê, gaan doen jy ook so. En is dit eintlik dat hierdie werkwoorde vir ons help om te sê, dat ons nie soos die priester en die Lewiet moet sien, maar op 'n manier net verbystap nie. Maar dat die nood van mense eintlik vir ons moet aanspreek en ons in beweging moet bring. Dat ons medelee en empatie met mense moet hê. Dat dit nie net gaan oor die raaksien van iemand nie, maar om nader te kom en om deur die nood van iemand geraak te word. Dit beteken dat jy jou grense mag oorskry, dat kultuurgrense of grense wat gemaak het dat hierdie man eintlik nie nodig gehad het om by hierdie Samaritaan uit te kom nie. Dat ons oor daardie grense beweeg omdat ons die barmhartigheid, die genade van God teenoor ander wil leef. Beteken dat ons met erns maak met die nood en die trauma van mense. En ons het verlede week ook vir mekaar gesê oor die verhaal van Grace wat 40 jaar straatbediening Seattle gehad het, wat sy gesê het, as jy straatbediening wil hê, moet jy stadiger stap. Want as jy vinnig stap, dan kan jy maar by die nood van mense verbyweeg. En hierdie gedeelte herinner ons om te sê, maar dis die Here se liefde in ons wat ons dring om te gaan stil staan, om volgens nie te vra, wie is my naaste nie, maar wie is die persoon wat my lewenspad kruis? Vir wie kan ek 'n naaste wees? Vir wie kan ek in hierdie tyd kom aanraak en bedien, ook met die Here se liefde? Kom ons bid saam. Here, wil U vir ons gebruik en seën om 'n naaste ook vir ander te wees. Amen.